Goeiemôre vriende. Dis lekker dat ons in hierdie COVID tyd met ons 2 dienste wat net 100 kan wees, dit reg kry om 2 dienste vol te hê. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. As jy vergeet het om jou almanak dop te hou en jy stap in met die geur van die nagmaal, dan wil ek vir jou uitnooi op hierdie Palmsondag. Die nagmaal is vir hulle wat weet dat sonder die genade van Jesus hulle nie 'n verhouding met God kan hê nie. Daarom nooi ek jou om met vrymoedigheid saam met die res van ons gemeenskap met Jesus te hê vanoggend deur die gebruik van die nagmaal, al voel jy effens onvoorbereid. Laat toe dat die Here jou ontmoet en voorberei deur die loop van die diens. Die kans is skraal want ons moet mos nou bespreek in al die dingetjies, maar is daar iemand wat 'n besoeker is of saam met 'n lidmaat vanoggend hier is wat nie normaalweg hier is nie? Dit lyk nie, daar's hy, net een besoeker. Van waar? Kleinmond. Nou ja, lekker. Ek weet waar dit is. In my kinderjare was dit my vakansieplek. Wonderlik. Julle is baie welkom. Mag julle saam met ons gemeenskap met Jesus ervaar. Julle is in goeie kuierhande. Iemand wat hierdie week verjaar, wat lus is om jouself so bloot te stel, dat ons kan sê, ons dank die Here vir jou lewe. Of te skaam of niemand verjaar nie. As jy te skaam is, herinner ek jou daaraan, dat jou lewe is 'n gawe. God het jou gemaak, en jy gaan met hierdie lewe wat jy nou leef, in alle ewigheid voortbestaan. Dis die moeite werd om die Here daarvoor te dank, en spesiaal te voel. Die aankondiging sit klaar gesirkuleer op die bord. Ek gaan nie 'n hele klomp goed sê nie. Ek herinner net om te verduidelik. Ons is by Palmsondag, so dis Groot Lydensweek. Verlede jaar moes ons Groot Lydensweek virtueel doen, maar hierdie jaar is daar eenvoudige byeenkomste van môre aand af 7 uur tot donderdag aand hier in die kerkgebou. Ek gaan nie preek nie. Ek hanteer die Groot Lydensweek van nie doen Goeie Vrydag en Sondag. Maar dis 'n ruimte waar jy inkom. Ek sal hier sit saam met julle en jy gaan aan die hand van 'n blaadjie met teksgedeeltes, gebede en 'n aktiwiteit waarin jy kan deelneem, stukkie vir stukkie die kans kry om te dink oor die vraag: wat was die betekenis van die sterwe van Jesus en van sy lyding? Jy kom in rustig net soos wat jy is. Jy kan self bepaal. As jy klaar en tot rus is, kan jy uitbeweeg. Dit is stil byeenkomste, amper soos ons as Woensdag se nagmaal. Die donderdag aand is die geleentheid so dat ons ook saam nagmaal gaan gebruik. Maar dis 'n stil nagmaal. Ek gaan hier wees en in stilte, soos wat jy die verloop van die byeenkoms op die blaadjie volg, kan mense na vore kom en ons bedien die nagmaal in stilte vir mekaar. Almal is baie welkom. Die Paasnaweek eredienste is Goeie Vrydag, is daar 2 dienste, 8 uur, 9:30, Paas Sondag, 2 dienste. Goeiemôre, lanklaas gesien. Daar's hy. 2 dienste, Paas Sondag, Dominee Fanny hanteer die Paasdienste, maar ons is albei as leraars ook in hierdie tyd hier. Ons het verskriklik lekker gekuier gister, by die Ou Goed is Hou Goed Mark. Melkbosstrand lyk vir my, het ons bederf met hulle teenwoordigheid en saamkuier. Ons is stout verras. Ek dink ek mag dit al sê, maar die dames het gemik vir R30,000 vir die gemeente se kerkkas, maar dit lyk vir my ons kom omtrent by 60,000. Baie dankie vir julle bydraes. Ek dink as 'n klomp mense wat breed glimlag vir die winskope van julle ou goed, wat hulle gister hier kon kry. Dit was lekker gesellig en baie dankie vir die bitterharde werk van die van julle wat dit voorberei het. O ja, daar's 'n skyfie van die mannebediening. Ons het gisteroggend ons gemeente se mannebediening amptelik afgeskop. Dominee Gys van Skoor het voorgegaan. Dit was geseënd. Die res van die manne wat nie daar kon wees nie, hou die nuus dop. Ons gaan eersdaags opvolg by einkomste hê, en mag die Here vir ons manne lei in die pad vorentoe. Palmsondag, dis hierdie groot gebeurtenis, wat Jesus die laaste paar dae, die week voor sy kruisiging, die Vrydag,
in Jerusalem inbeweeg het, en waar al die toue, van wat deur die eeue in die Ou Testament geprofeteer is, bymekaar gekom het. Tekenend van Palmsondag is die vreugde, die palmtakke, die klere waarmee mense Jesus verwelkom het, geskree het, geroep het, Hosanna. Maar by Palmsondag is daar ook 'n stukkie hartseer, 'n stuk ironie, want min het mense verstaan hoe Jesus as koning gekroon gaan word. Die wonder is dat ons vier Palmsondag aan die ander kant van Jesus se graf en aan die ander kant van die opstanding en sy kroning as koning oor die heelal. Maar kom ons kom tot rus en ek nooi jou, jy kan kyk, dis op die bord, bid saam met my die woorde van hierdie gebed in die wete dat Jesus, wat op 'n donkie Jerusalem binne gery het, is nou my en jou koning, wat nou deur sy gees oor ons hart regeer. Here Jesus, vanoggend dink ons aan daardie oggend, toe u Jerusalem op 'n donkie ingery het, onder die toejuiging van skares mense, met swaaiende palmtakke, om u te verwelkom as hulle held. Ons dink hoe u ten spyte van al die opgewondenheid so stoksiel alleen moes voel. Net u en die Vader, omdat u geweet het dat almal wat u geprys het, om hulle eie selfsugtige redes. U het geweet dat meeste van hulle 5 dae later sou uitroep, kruisig hom. Dankie dat u nogtans Jerusalem binne gegaan het, om 5 dae later u lewe vir ons en hulle aan die kruis te gee. Hoe anders sou ons u nou kon volg as ons herder, wat vir ons die lewe saam met die Vader kom gee het. Saam met die kerk deur die hele wêreld aanbid ons u, Here Jesus. Kom ons aanbid hom met die sing van hierdie lied. Ons kan net so sit. Hy sê nou vanoggend vir jou, genade. Dit beteken jy kan ontspan. Barmhartigheid. Dit beteken ek is volledig jou versorger. Vrede. Dit beteken jy kan vrymoedig voel. En die een wat dit vir my en vir jou nou sê, is die skepper van die heelal. Ons Vader. Dis Jesus Christus, ons Here en Verlosser, wat hier tussen ons is, en wat nou deur sy gees, diep binne in jou, fluisterend, aan die werk is. Kom ons staan,
en ons aanbid hom, ons loof hom met die sing van die volgende lied. Daarna kan ons bly staan vir die geloofsbelijdenis. As jy in jou hart saamstem, dan sê jy saam met die res van ons, die vetgedrukte gedeelte, dit glo ons saam met jou. Vriende, ek glo dat God my eerste lief gehad het, en dat hy in liefde na my gekom het, om verlosser en koning oor my lewe te wees. Ek glo dat die Bybel, soos ons dit hier leer, en soos dit saamgevat is in die belydenisskrifte van die kerk, die boodskap van ware lewe is. Ek glo dat Jesus my verlosser is, wat die mag van sonde oor my lewe gebreek het, sodat ek 'n nuwe lewe kan leef as 'n kind van God. Ek glo dat 'n noue verhouding met Jesus die kragbron van my geloofslewe is. Ek glo dat hy vir my deur sy gees spesifieke gawes en opdragte gee om sy wil deur my te doen. Ek glo dat Jesus deel is, ek glo dat ek in Jesus deel is van die kerk, en dat alle gelowiges my broers en susters is, saam met wie ek in liefde moet leef, as die huisgesin van God. Ek leef nou 'n nuwe lewe, waar God sy nuwe wêreld deur my en deur medegelowiges laat sigbaar word. Amen, dis lekker om dit saam met julle te sê. Ons kan sit. Ons het die voorreg om as gelowiges, as kerk, sout en lig te wees in hierdie omgedopte wêreld, deur met die Here te praat oor dinge wat nie reg is nie, oor mense wat worstel. Ek nooi julle om saam met my hierdie woorde vir die Here te sê, en net om seker te maak, ek sê dit nie alleen nie, vra ek jou as ek klaar die gedeelte gebid het,
dat jy dit sal onderstreep en dit is ons almal se gebed, as jy ook saam hoor ons bid, o Heer, aan die einde sê, en ons bid dan saam, aan die einde die woorde van die Onse Vader. Kom ons bid saam. Ja, Onse Vader, deur U seën het ons nou vrye toegang tot U, soos ons nou bely het. Daarom kom ons nou met vrymoedigheid in Jesus se naam en ons bid. Ons bid vir hulle in ons gemeenskap, wat hulle vertroue in U woord verloor het. En wat nie meer glo dat U in beheer is van die skepping. Ons bid vir hulle wat nie U heerlikheid sien nie, as gevolg van baie sonde waarin hulle verward. Ons bid vir hulle wie se lewens donker is weens siekte. En ons bid vir hulle wat ander wat moeg en swak en siek is moet versorg. Ons bid vir gelowiges hier in ons land en die wêreld, wat stry teen ongeregtigheid en vervolging. Ons bid vir die kerk, dat U vir ons en die ander gemeentes in hierdie dorp 'n duidelike teken sal wees van U hoop, dat U koninkryk aan die kom is. Ons bid vir hulle wat oor ons aangestel is en verantwoordelik is om vrede en geregtigheid in ons dorp, in ons land en in die wêreld te vestig en te handhaaf. En ons sluit af om saam te bid, Here, soos U ons geleer het om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die boos. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons kan die Bybels oopmaak. 11. Verlede jaar, hierdie tyd, het ons ook by hierdie gebeure stilgestaan, maar wel nie uit Markus nie, uit een van die ander evangelies. En is interessant, hoewel die evangelies dit soortgelyk beskryf, het elke een 'n baie spesifieke klem wat hy plaas. Ons is vanoggend by Markus. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: Gaan na die dorpie daar reg voor julle, net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Here het hom nodig. En hy sal hom gou weer hierdien terugstuur. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom. En Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Ander evangelie sê palmtakke. Die wat voorgeloop het en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Die Hebreëse woord is Hosanna, Hosanna.
Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag toe hy en die 12 weer na Betanië toe teruggegaan het. Ons lees tot sover. Dis die eerste dag wat Jesus Jerusalem inkom, en as jy die evangelies lees, is dit die 5 dae wat die meeste van wat Jesus gesê het, sy woorde in hierdie tyd eintlik gesê is en neergeskryf is. Nou vriende, dit help om net die prentjie te kry, wat is hier aan die gebeur. Dis Paasfees in Jerusalem. Jerusalem is die stad van die Jode, die ou Godstad van Dawid, toe hulle 'n volk was wat oor hulle self beskik het en wat 'n verskil gemaak het, die volk van Abraham, Isak en Jakob, 'n trotse nasie, wat God se lig en God se waarheid vir die nasies moes bring. Maar ons ken die geskiedenis, en nou is hulle maar net 'n klomp Jode, wat onder die beheer staan van die Romeinse ryk, met 'n Hanswors van 'n Joodse koning, wat geen Joodse koning se sout werd is nie, Herodes. Maar hulle kom om 1 keer per jaar die Paasfees te vier, en hulle kom van heinde en verre, want in Jerusalem word die Paasfees gevier, want dit is die fees waarin hulle terugdink dat daar 'n dag was, dat God met die slag van die Paaslam hulle uitgelei het uit slawerny uit in die beloofde land om hier 'n koninkryk Israel te vestig. En terwyl hulle die Paasfees vier, dink hulle daaraan dat die profete gesê het, eendag is eendag, dan gaan God weer die Messias stuur, en dan gaan hy God se koninkryk, die koninkryk van Dawid hier hervestig. So die fees is groot, die afwagting is groot, in hulle koppe is die Ou Testament, die profeseë, en by hulle leef die desperate verwagting, een of ander tyd moet hierdie Messias kom. Genoeg is genoeg. En Jesus het sy disippels voorberei om te sê, ons gaan nou Jerusalem toe. En dis nou die tyd wat ek die koninkryk, die koningsheerskappy van God gaan vestig. En dan raak hulle opgewonde in die evangelies. Dan is daar goed soos dat 2 van hulle sê, maar kan ons aan die linker en regterkant sit? Dit kom nou. En beide doen Jesus hierdie wondertekens, en kort voor hierdie gebeure is die opwekking van Lazarus uit die dood. So wat gebeur is, die roemers loop. Hier is 'n profeet, en mense wat van heinde en verre kom, het hierdie verwagting, dis dalk hy, ons is seker, dis hy. Kan dit hy wees? Is dit hierdie jaar die jaar wat die dinge gaan gebeur? Want hulle is tot hier toe vir die politieke vergrype. Hulle is tot hier toe vir die maatskaplike probleme. Hulle is tot hier toe om slawe te wees. Gedaan. Nou vir 'n oomblik, vind jou in hulle posisie. Wat is die politieke goed wat jou tot hier toe maak, dat jy wil sê, Here, dis tyd dat iemand hierdie goed kom regryk? Wat is die ekonomiese, maatskaplike gemors in ons samelewing, wat jou laat sê, genoeg is genoeg, ons het 'n koning, ons het 'n verlosser, ons het 'n redder, ons het 'n wederkoms, ons het 'n herlewing nodig. Beleef dit in jou lyf. Want ons is ook nou in die week voor Paasfees. Nou as jy dit bietjie beleef, jy vind in die teks, dan is dit interessant om nou jou in die teks in te vind. Wat gebeur hier? Die disippels weet, hier kom 'n ding, dis Paasfees. En 'n week voor die tyd is daar al baie pelgrims, mense wat hiernatoe kom. Hulle berei voor, hulle is besig om die gees bou op. En dan sê Jesus vir sy disippels, ons gaan nou Jerusalem toe, gaan vooruit, is 'n dorpie, so 2,5 kilometer buite die stad. Daar is 'n donkie vol op wie se rug niemand nog gesit het nie. Gaan haal daai donkie vol. En die disippels klik. In hulle koppe kom dit baie duidelik op. Sagaria 9 vers 9.
Dis voorspel. Hy gaan op 'n donkie vul, die stad inry. En hulle onthou hoe koning Jehu in 2 Konings 9 vers 13, hoe koning Jehu ook op 'n donkie vul, triomfantlik as die vors in Israel, in Jerusalem ingegaan het en gesalf bevestig is as koning. Nou net op 'n ligte noot, daar is soveel fyn nuances, ons het nie die tyd om dit uit te lig nie. Vriende, let op, dis 'n donkie vul waarop niemand nog gery het nie. Dit sê ontsettend baie, want hy is voorberei, skoon, rein vir die koning. Let ook op dat wanneer 'n koning 'n stad binnegaan om beheer te neem oor die stad, wanneer die koning die stad binnegaan omdat hy die stad beleer het en met mag die stad oorweldig het, hoe gaan hy 'n stad binne? Op 'n perd, as oorwinnaar, en almal in die stad kyk met groot oë en wonder wat gaan nou gebeur. Dis soos as ons in die flieks kyk toe die geallieerdes uiteindelik stad vir stad inneem nadat hulle die Duitsers oorgeneem het, het hulle op tanks ingery. In daai tyd was almal bitter dankbaar. Maar toe Hitler se magte stuk vir stuk stede ingeneem het, was dit met groot oë. Dis hoe 'n koning op 'n manier in 'n stad inkom in daardie tyd. Maar die ander manier waarop 'n koning 'n stad binnekom, om gesalf te word, om op die troon geplaas te word, is op 'n donkie. En as hy op 'n donkie die stad binnekom, dan is dit nie omdat hy hulle geboelie het nie. Dan is omdat hy die aangewese heerser is. Dan is dit omdat hy in vrede kom. En dan is dit omdat die mense sê, wonderlik, hier is ons koning, laat hy sy plek inneem, want ons het iemand nodig om in vrede oor ons te heers en 'n koninkryk van vrede te vestig. En in die Ou Testament was dit bekend. Dis die prentjie. Nou met die tong in die kies. In Botswana het ek geleer van donkies en perde, wat ek nooit geweet het nie. Maar wat ek daar geleer het, is dat boere vir hulle kinders gesê het, voor jy op 'n perd klim, ry jy eers 'n donkie, want as jy 'n donkie kan ry, dan is 'n perd kinderspeletjies. Die eerste horse whisperer in die geskiedenis was Jesus. Dis nou met die tong in die kies gesê. Jy klim nie op 'n donkie vul wat groot genoeg is, as hy vul is en groot genoeg is om te ry, dan beteken dit, hy is in sy adolessensie, die hormone begin inskop. Jy klim nie op so 'n donkie vul se rug en sit rustig agteroor nie, behalwe as jy die koning van die heelal is, wat in jou 'n gesag en 'n autoriteit het, dat alles met vreugde hom aan jou onderwerp. En toe Jesus op hy donkie vul klim, toe besef die disippels wat hier gebeur. En toe is dit die mees natuurlike reaksie. Toe doen hulle wat die Jode jare van tevore gedoen het, toe koning Jehu met 'n donkie ingery het. Hulle vat hulle klere, hulle gooi dit reg, want die vredevors is waaragtig uiteindelik hier. En die skare wat daar was en wat soek vir iets om te gebeur en wat die roemers oor Jesus gehoor het, klik dadelik, en daarom is hierdie groot prosesie spontaan net aan die ontwikkel. En Jesus beweeg die stad in. Maar vriende, wat niemand op daardie stadium mooi kon verstaan nie, is dat terwyl die opwinding massief hoog raak, en in die ander evangelies lees ons dat die skrifgeleerdes sê vir hulle moet stil bly. Dan sê Jesus, man, as ek vir hulle sê hulle moet stil bly, sal die klippe dit uitroep. Dis die agtergrond daarvan. Maar wat hier gebeur, is dat dit wat in die Ou Testament die maniere is waarop God sy mense bedien, waarop God met sy mense praat, kom nou alles saam in een persoon, en dis Jesus. In die Ou Testament het God sy mense bedien, en het mense in 'n gebroke verhouding met God kon funksioneer op grond van die profete. Die profete het van God gehoor en woorde van hoop, woorde van waarheid, woorde van geregtigheid gespreek, sodat mense in die lig van wat die profete sê, kan weet hoe om te leef. In die Ou Testament het mense hulle sondes, hulle skuld voor God versoen gekry, deurdat priesters namens hulle offers bring, om hulle met God versoen te kry, oor en oor, en dit moet aanhou gebeur, priesters.
En in die Ou Testament het God dan oor sy mense regeer deur 'n koning wat as 'n vredevors die pas aangee. En as Jesus op hierdie donkie inry, kom hierdie 3 elemente van profeet, priester, koning bymekaar. Want hier is die verrassende. Jesus is die profeet van alle tye, want in hierdie week sê Jesus sy belangrikste woorde en is sy woorde van waarheid en lig, God se finale duidelike verklaring, hoe steek alles in mekaar. En ons weet dit eindig enkele dae later aan die kruis, toe God sy laaste woord spreek en sy finale woord spreek oor alles wat omgekeer is in hierdie wêreld. En toe God finaal sê, dit is lig, dit is waarheid, deur Jesus se sterwe aan die kruis. Die profeet word Jesus self en wat hy kom doen, nie net sy woorde nie, sy dade. Die pad waarmee Jesus op hierdie donkie Jerusalem inry, is die pad waarop paaslammers, wat vir die Paasfees geslag word, die stad ingelei word. Want Jesus is vir eens en vir altyd die paaslam wat as hoëpriester, en Van het dit verlede Sondag ongelooflik goed uitgelê in die teks in Hebreërs, wat as hoëpriester vir eens en vir altyd 'n offer voor God bring, dat ek en jy elke dag, altyd tot in alle ewigheid, met vrymoedigheid voor God kan staan. En die koning. Ons lees dat die skade groot is en dan skielik lees ons, waar is hulle nou? Vriende, wat doen 'n koning? En as hy nou of op 'n perd as oorwinnaar of as vredevors verwelkom word om hierdie stad binne te gaan, waarheen gaan die koning om dan sy posisie in te neem om as koning gesalf en bevestig te word? Waarheen gaan hy? Hy gaan na die plek wat die sentrum is van die regering. So, almal is opgewonde, die tekens is duidelik, hy is die vredevors, hy is die Messias, maar dan op 'n stadium draai hy af. Hy sou eintlik na Herodes se tempel toe moes gaan, maar hy draai af, en hy gaan, Herodes se paleis, maar hy draai af en hy gaan na die tempel toe. En as hy by die tempel kom, dan kom ons agter, dit lyk of die skare net nie meer daar is nie. Die volgende oggend gaan reinig hy die tempel. Hy gaan tempel toe, want die koninkryk wat hy kom vestig, is toe nie 'n politieke aardse koninkryk nie. Dis die absolute koninkryk van God, die God van die heelal. En die tempel is die plek van God se teenwoordigheid. En dit is in God se teenwoordigheid wat hy gesalf word. En dan die plek waar hy gekroon word, vriende. En die manier waarop hy gekroon word, is so dat die meeste dit mis. Ek vermoed, en dis mos nou maar spekulasie, dat enkele van die vrouens wat heeltyd saam beweeg het en vir Jesus en die disippels versorg het, wat saam geskree het Hosanna, dis maar net enkele van hulle wat al die pad met Jesus saamgeloop het, en toe hy gekroon is as die koning oor die heelal, die verwagte een, hoe is hy gekroon? Wat het aan die kruis gebeur wat ons Goeie Vrydag gaan vier? Sy kroon is 'n doringkroon, en sy troon is 'n kruis. En die manier waarop hierdie vredevors gekroon word, om as profeet, priester en koning vir eens en vir altyd 'n nuwe werklikheid hier op aarde te vestig, 'n werklikheid waarin hy nou vir alle mense innooi om te sê, kom leef in hierdie koninkryk van lig, van waarheid, van vrede, is so anders. Want dit spreek nie mense se politieke, vreesagtige behoeftes en verwagtinge aan nie. En daarom is daar 'n goeie kans dat 'n klompie van die wat geskree het Hosanna, uit ontnugtering, uit teleurstelling, dat hy nie vir Herodes van sy troon afskop nie, maar dat hy nou aangehou word
was dit dalk ontnigtering wat hulle gesê het, kruisig hom. Dis toe nie hy nie. En dit was toe hy. Hier is die punt. Ons sit hier, en hier kom 'n vreemdeling ingestap uit 'n deel in die wêreld wat niemand van weet nie. En hy sê, goeiemôre, wat doen julle hier? Nee, ons aanbid ons koning. Dis baie interessant. Wie is julle koning? Hoe ons koning? Ons koning is Jesus Christus. My wêreld nog nooit van hom gehoor nie. Nooit van hom gehoor nie. Waaroor regeer hy en wat is die area van sy regeringsgebied? Hy regeer oor die heelal. Op hierdie oomblik is daar niemand groter en magtiger as hy nie. Hy is in beheer van alles. Goeie, genigtig. Dit klink indrukwekkend. Sy naam is Jesus. Ja, sy naam is Jesus. Watter tipe van regeringstyl het hy? Is hy 'n autokraat? Is hy 'n demokraat? Sy koninkryk is 'n koninkryk van vrede. En hy reageer oor ons harte. Hy reageer oor ons harte. My wêreld, nog nooit daarvan gehoor nie. En hoe werk sy kabinet? Ek bedoel, hoe laat hy sy koninkryk geld? Sy koninkryk bestuur hy vanuit die heelal uit. Maar hy doen dit sigbaar hier op aarde, deur ons. Ons wie se harte oorrompel is deur sy liefde. En ons wat met sy gesindheid hier anders leef en 'n ander werklikheid op hierdie omgedopte aarde vestig. Goeie, genigtig, dit is indrukwekkend. So, hoe lank is hy al in beheer? Almal by 2000 jaar al. Genade, en dit moes 'n groot storie gewees het toe hy aan bewind gekom het. Dit moet in die geskiedenisboeke opgeskryf staan. Waar is hy gesalf as koning? Dit moes 'n hengse okasie gewees het. Ja, dit was 'n ongelooflike okasie. Daar was donder weer en duisternis. Want toe hy gekroon word, is sy kroon 'n doringkroon. En sy troon is 'n kruis. En hy regeer in liefde oor ons lewe. En dit het Palmsondag begin. En is waaragtig waar. Wat is jou verwagting van Jesus? En is daar 'n kans dat daar by my en jou iets kan wees van ons soek 'n regrykker, terwyl die regrykker van die heelal gekom het? En die plek waar hy regeer, wat alles verander, is my en jou hart en my en jou lewe. As ons nou die nagmaal vier, vriende, dan vier ons dit met die woord Hosanna. Die woord Hosanna beteken oorspronklik in Hebreëus, Here, red ons, verlos ons. Maar die woord Hosanna wat beteken red ons, verlos ons, het ook ontwikkel in 'n betekenis, en dis hoe ons hom meer populêr ken, 'n betekenis dat Hosanna gebruik word om God groot te maak. Ons kan vanoggend sê Hosanna, want ons sê, Here, met my weerbarstige hart, met my lewe, wat U moet volmaak met U liefde, dat ek anders leef en soos 'n koning, profeet en priester hier U koninkryk sigbaar maak, roep ek uit, verlos my van die dinge wat my terughou. Maar die Hosanna met die gebruik van die tekens van die nagmaal is ook 'n diep gemeenskap met hom wat sê verlos my, maar ontvang my lof en my eer, want U het my verlos en U is koning oor die heelal en niks gaan dit ooit keer nie. As ons vanoggend die nagmaal saam gebruik, dan nooi ek jou om jou te plaas saam met die disippels, maar nou met die wysheid, met the wisdom of hindsight. En as jy die brood eet en jy drink die wyn, dan stap jy agter Jesus aan, nadat jy jou beste klere en jou takke voor hom gegooi het. En jy sê Hosanna,
Want jy hou aan saam met hom loop, tot by die tempel, tot by die kruis. En jy weet dat sy kruis ook jou kruis is, waar jy jou vrees, jou agendas, jou beheer, laat sterf en voor hom buig, sodat hy wat in jou is, so in jou deur sy gees soos die brood en die wyn, deur jou sigbaar word, en sy koninkryk deur jou vloei, deur woorde en dade van liefde. Vader, vergeef hulle. Ek bring 'n offer van krag. Dis die offer van liefde. Ek gee kans, Rudy sal vir ons 'n tussenspel doen. Jy kan op jou eie tyd, waar dit vir jou gemaklik is, die tekens van die nagmaal kry, ontvang die brood, die wyn, dan vra ek dat jy terugkom sit in die bank. En as jy sit, dan sal ek saam die tekens instel. Die van julle wat lekker beweeg, die van julle wat voel dit gaan sukkel met 'n stywe knie wees, steek net hand op, dan kan ek en die jonges van ons vir julle bedien as medegelowiges. Kom ons gee kans, as almal tekens sê, dan stel ons dit in. Is julle reg? Ek nou jou met die teken van die stukkie brood en die wyn of druiwesap, waarmee jy jouself nou aan Jesus gaan verbind, waarin jy gemeenskap saam met die res van ons in jou koning gaan hê. Raak bewus van een gebed, een kort sin, waar die Heilige Gees nou in jou hart vir jou laat opkom, wat jy nou vir die Here wil sê. Ek gee eers kans dat jy dit in stilte kan sê. Here Jesus, ons wil vanoggend Hosanna kom roep. Ons wil uitskree, Hosanna, Here verlos ons, maar ons wil ook uitskree, Hosanna, U is groot, U is waardig, want U het waaragtig as die koning, as die profeet, as die priester in U self vir ons 'n koninkryk kom vestig, waarmee ons nou reeds met harte wat deur U oorrompel is, saam met U kan regeer, vry, met hoop. En as ons nou kom om maar net weer gemeenskap met U te hê, dan is dit om te sê, Here, ons loop al die pad saam met U tot by die kruis. En ons verwonder ons aan die skoonheid, die eenvoudige mooiheid van U troon wat 'n kruis is. En die skitterhelderheid van U kroon, wat 'n doringkroon is. Omdat U so die vredevors geword het, ook oor ons lewe. En ons is dankbaar met die wete, dat ons by Hosanna ook kan roep, Maranatha. Kom terug, sodat U finaal U heerskappy so laat deurbreek, dat net U krag, U vrede, U lig, U waarheid op aarde sal oorbly, wanneer U alles finaal nuut maak. Heilige Gees, wanneer ons die brood eet en die wyn drink, kom vul ons van vooraf met die teenwoordigheid van Jesus. Open ons geestelike oë en ons ore, ook in hierdie Paastyd. Amen. Vriende, die brood wat ons eet is gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Eet dit, dink daaraan.
Sy liggaam is as vredevors vir jou gebreek en hy regeer. Beker van danksegging is gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Die Paaslam, drink dit. Deel in die versoening wat jy by die Vader het en leef onder sy gesag. Die bloed van Christus. Kom ons staan en ons aanbid hom, Heilige Jesus, uit die hart uit met die sing van hierdie lied, en dit raak ons Hosanna vir die oggend. Ons kan staan. Om steeds te leef onder die koningsheerskappy van hierdie Jesus vredevors. En om sy verteenwoordigers te wees dat sy koninkryk, sy nuwe wêreld hier sigbaar word. As jy dit doen, ontvang die volheid van sy seën, want hy's by jou. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.